Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend. In Johannes 2 vers 15 lees ons van hoe Jesus die mense wat die tempel gebruik het vir besigheid, wat eintlik die plek nie 'n plek van heiliging gemaak het nie. Jesus was bitter kwaad. Ek meen, hy het die tafels omgegooi, hy het die geld uitgegooi, hy het die diere verjaag. Dit wat hierdie mense gebruik het om handel te dryf in die tempel. Nou kind van God, jy gaan nou vir my vra, maar wat het dit nou enige iets met volgens sy woord uit te waai? Kom ek verduidelik gou vir jou. Daar's baie mense wat hierdie vers gaan vat en sê, ek hoef nie vir die kerk te gee nie. Of hulle gaan dit vat en sê, sien jy, dit is wat die kerk doen met ons geld. Nou kind van God, ek wil vandag vir jou sê, dat hoekom hierdie vers so belangrik is om te weet, maak nie saak wat die kerk met jou geld doen nie. As die kerk jou geld gebruik vir dinge wat heeltemal buite God se wil is, kan ek vir jou verseker, gaan God met dit deel. Hy gaan met hierdie mense werk. Baie mense sal hierdie vers vat en sê, nou gaan ek nie meer my 10de gee nie, ek gaan nie meer 'n offer gee nie. Kind van God, dit is 'n beginsel dat ons vir die kerk moet gee. Ons gee nie vir mense nie. My pastoor sê baie, dat you're not giving unto men, you're giving unto God. En wat die kerk met jou geld maak, dit is hulle eie keuse. Hulle dra die gevolge, as hulle dit misbruik. So ek wil vir jou vandag bemoedig, jy wat dalk wonder, maar hoekom gee ek, en wat as? Moenie twyfel nie. Weet net, dit wat jy gee, jy kom die beginsel na, van bring jou volle 10de na die huis van die Here toe. En weet net, jou 10de gaan geseën word, ongeag wat die mense daarmee maak. Onthou, ongelukkig het ons almal 'n vrye keuse, vrye wil. Ons kan nie vir iemand sê, jy moet my geld gebruik vir, kom ons sê byvoorbeeld, 'n nuwe gebou, of jy moet dit gebruik vir die armes nie. Daai mense wat jou geld ontvang namens God, hulle weet wat om daarmee te maak. Wel, hulle is veronderstel om te weet wat hulle daarmee moet doen. En as hulle dinge doen buite God se wil, verseker ek jou weer eens, kind van God, die Here sal met dit werk. Hy sal daarmee deel. Ek meen, hier in Johannes 2 vers 15 is dit dan nou 'n duidelike bewys dat God gaan nie toelaat dat daar in sy kerk misbruik gemaak word van 10des en van geld en daai klas van dinge nie. God is regverdig en God hy sal die 10de en die offers wat jy gee, sal hy vat en dit sal vermenigvuldig word en daar sal 'n oes gelewer word. As jy vandag nog twyfel, gee hierdie twyfel vir God. Hy sal vir jou die rustigheid gee en hy sal vir jou die leiding gee. Dis wat ek graag vandag met julle wil deel. Kom ek bid vir ons. Vader, daar's baie van ons wat baie de mekaar is as dit kom by 10des en offergawes. Ek bid in Jesus naam dat ons die beginsel sal nakom om ons 10des te gee. Vader, ongeag of die kerk dit misbruik, liewe Here, U weet wat hulle daarmee doen en U sal daarmee werk, Here. Ons los dit voor U voete, ons los dit in die hande en weet, U sal geregtigheid laat geskied en U sal nie dat U huis 'n huis van handel gemaak word nie. In Jesus Christus naam. Amen en amen. Lekker dag vir elkeen verder. Totsiens julle.